Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So vir die wat nie weet nie, my pa is 'n prediker, en ek as kind en kind van 'n pastoor het die voorreg gehad om vir 18 jaar onder my pa se prediking te sit. En so dis baie preke, maar kom ons sê dat ek vanaf 10 af regtig eers kon verstaan, dan is dit so 8 jaar se preke wat ek geluister het, en so my pa het elke Sondag gepreek, anders as by Ligpunt waar ons dit bietjie opmix, en ons was pretty much elke Sondag daar, ons was verplig, so ek het dalk so 1 of 2 gemis. Maar as ons daai 8 jaar se preke optel, het ek ongeveer 400 preke geluister van my pa. En so, die probleem is, en ek sê dit regtig met skaamte, die probleem is dat uit daai 400 preke, dink ek regtig, daar is nie een wat ek regtig ingeneem het tot in my hart nie. En ek sê dit met baie skaamte. Ek dink ons een preek van my pa wat ek regtig gehoor het nie, wat nie net in een oor in en die ander oor uitgegaan het nie, maar deurgegaan het tot my hart, sodat ek het verstaan en dit actually vrug dra in my lewe nie. En so, Sondag wat verby is, laas Sondag het my pa sy laaste preek gegee, voor hy Skotland toe geëmigreer het, hy het vanoggend gevlieg, en dit was 'n afskeidspreek, en ek het gegaan en die preek geluister, en vir die eerste keer in 2 jaar weer geluister na my pa, omdat ek die laaste jaar by Ligpunt was, en soos ek gesit het, en my pa oor preek het, sit ek daar, en ek neem in, en ek besef, wow, hierdie is soos die beste preek, wat ek waarskynlik al in my lewe gehoor het, maar definitief vir die jaar gehoor het, en ewe skielik, dink ek net, wat sou gebeur het, as ek in al my jare, wat my pa gepreek het, regtig gehoor het wat hy gepreek het, wat sy implikasies sou dit vir my lewe gehad het, wat sy vrug sou ek nie kon dra uit die woord van God, wat Sondag na Sondag op so 'n manier gepreek was vir my nie. Nou sien die probleem is nie my pa wat ewe skielik net beter gepreek het hierdie Sondag nie. Nee, die verskil is, vir die eerste keer het ek gekom hierdie Sondag, en ek wou hoor. Vir die eerste keer was ek voorbereid, en my hart was sag, en die grond was deurlik vrugbaar, want ek wou God se woord hoor van my pa, sy laaste ding wat hy vir ons sê voor hy gaan. En het ingekom, en het in my hart ingekom, en het nie tussen my kop gebly nie. En het vrug gedra die week, en ek het oor en oor daai teks gaan lees, want dit was vir my so treffend. En so my vraag vanoggend vir jou, is hoor jy? Hoor jy wat gepreek word Sondag na Sondag wat jy sit? Gaan dit in en deur na jou hart, of bly dit hierbo? Is jou hartsore oop? Hoor jy wat gepreek word? Vanaand se teks gaan oor die hoor van God se woord, wanneer dit gepreek word, as ook die nie hoor van God se woord. Dit gaan oor die sien en die nie sien van geestelike dinge. Dit gaan oor die wat dink hulle het gehoor, maar wat nie regtig gehoor het nie. Maar ook hoe ons self dan voorberei om reg te kan hoor. En so ek my preek in 2 dele opbreek. En in die eerste deel gaan ons kyk, hoe kom uit hierdie gelykenis? Jesus ons regtig wys dat die hoor van God se woord ongelooflik belangrik is. En dan in die tweede deel gaan ons kyk, okay, maar as dit so belangrik is, en ek moet hoor, okay, hoe doen ek dit? Hoe berei ek myself prakties voor om God se woord te hoor wanneer dit op 'n Sondag gepreek word? En so my gebed is dat God vir ons oë sal gee om te sien en ore om te hoor, en harte wat sal vrug dra, want julle wat ons hier doen op 'n Sondag aand, en wat ons gaan doen vir Sondaande wat kom, het ewigheidsimplikasies. En so wanneer ons regtig hoor wat hier gepreek word, en ons harte vrug dra van wat die woord vir ons sê, het dit ongelooflike gevolge, en kan dit 'n ongelooflike effek hê op Pretoria daar buite. En so kom ons begin, kom ons spring in, en ek wil julle mooi vra, as julle Bybels het, asseblief hou dit by julle, as julle foon het, gaan nou dalk in, op die ESV vanaf vers 4 af, en bly by my, want ek gaan gereeld nou na die teks wys, vir ons einde by die toepassing kom, en dit gaan net vir julle beter wees om te volg, en te sien, dat nie goed uit met duim uitsuig nie, maar dat God se woord regtig met ons praat vanaand. So, hou julle Bybels by julle, en sien hoe ons hierdie vergelyking kan saam uitpak, en wat dit beteken. So Jesus begin, en hy vertel die vergelyking, hy begin in vers 5, en hy sê, the sower went out to sow his seed. En dan vers 11, interpreteer Jesus dit, en hy sê, now the parable is this, the seed is the word of God. Okay, so die vergelyking was oor die preek, en hoor van die woord van God. Die saaier kan jy sien as die prediker, en die saad is die woord van God, wat gesaai word. En nou,
is daar 4 maniere. 4 maniere hoe ons kan reageer op die woord wat gesaai of gepreek word. Daar is 4 tipes grond. En wat ons wil raak sien is hoe Jesus elke een van hierdie interpreteer as 'n manier om die woord te hoor. So, sorry. So, vers 5 sê dat eerstens, sekere woord, fell beside the road, and it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it up. Eerste type, vers 12 interpreteer dit as, those beside the road are those who have heard, then the devil comes and he takes away the word from their heart, so that they will not believe and be saved. Okay, so hier is een manier van hoor. Vers 6 sê, other seed fell on rocky soil, and as soon as it grew up, it withered away, because it had no moisture. In vers 13 interpreteer het, those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no firm root. They believe for a while, and in time of temptation fall away. Dis 'n tweede manier van hoor. Vers 7 sê dat other seed fell among the thorns, and the thorns grew up with it and choked it out. In vers 14 interpreteer, the seed which fell among the thorns, these are the one who have heard. And as they go on their way, they are choked with worries and riches and pleasures of this life, and they bring no fruit to maturity. Dis die derde manier van hoor. Nou die laaste een, vers 8. Other seed fell into the good soil, and they grew up and produced a crop 100 times as great. Vers 15 interpreteer, but the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart, and they hold it fast, and they bear fruit with perseverance. Dis die vierde manier van hoor. Okay, so ek dink ons almal ken daai, ons ken hierdie gelykenis. Kom ons gaan en gaan 'n bietjie dieper in wat presies dit beteken, okay? So aan die einde van vers 8 maak Jesus redelik seker dat die punt van hierdie gelykenis gaan oor hoor. Hy sê vers 8, he who has ears to hear, let him hear. Dit beteken, dis nie net genoeg dat jy oor het aan die kant van jou kop en met dit hoor nie, ons almal het dit. Daar's 'n ander tipe oor, wat net sommige mense het, en hulle kan hoor. Daar's 'n geestelike oor, of 'n hartsoor as jy wil. Daar's 'n oor wat wanneer die woord gepreek word, gebeur daar iets. Dis mooi, dis waar, dis eg, en dit het 'n transformerende effek wanneer dit gehoor word. En hierdie is die tipe hoor wat Jesus ons na roep. En dan word die hoor-idee weer beklemtoon in vers 9 en 10. En kyk saam, hy sê, his disciples began questioning him as to what this parable meant. And he said, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is a parable, so that, hier kom het, seeing they may not see, and hearing they may not understand. Hierdie is 'n skokkende woord, okay? Luister vir my, die wat Jesus gekies het, die wat glo in hom, met ander woorde, die wat werklik die lewe van Jesus, sy dood en opstanding, hulle eie gemaak het. En ek bedoel nie net die wat sê, luister, ek glo in Jesus se kruis en opstanding en hy het vir my sondig sterf. Nee, die wat daai vat en eg maak en in hulle harte insit en inplant, sodat daar 'n effek was en 'n verandering in jou lewe was as gevolg van wat Jesus gedoen het. Hierdie mense wat nie net Jesus op hulle lippe proklameer nie, maar hulle hele lewe getuig daarvan en bereid is om alles op te gee vir Jesus. Hierdie mense, hierdie disippels, aan hulle sê Jesus, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of God. Sien, om die koninkryk van God te verstaan hier is 'n geskenk wat God gee aan sy disippels. Maar dan in vers 10b sê Jesus vir die wat nie ware disippels is nie, okay? Vir die wat sê hulle ken hom, dink hulle ken hom, maar geen ware verhouding met hom het nie, vertel hy die vergelyking, hy sê, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Die probleem lê hier by hoor. Hearing they may not understand. So daar's twee maniere van hoor hier. Daar's een met fisiese ore wat net in die kop bly, maar dan is een met spirituele ore wat deurgaan na die hart. Met ander woorde, die wat hoor met fisiese ore sal nie verstaan nie. En hier kry ons iets baie interessant. Piper commenteer en hy sê, in other words, the parables are part of Jesus' concealing and hardening ministry, as well as part of his revealing and saving ministry.
So die woord van God red mense, maar belangrik, dit verhard ook mense se harte. Dit leer ons dat selfs wanneer die woord van God wat hier gepreek word, nie besig is om harte te versag, mense te genees of mense te red nie, beteken dit nie, dis oneffektief nie. Die prediking van God se woord kan selfs harte meer verhard as vroeër en maak dat ore nooit veel wil hoor nie. Hierdie is deel van die skeiding wat Jesus bring. Dis op 'n manier amper reeds deel van God se oordeelswerk wat hy nou hier op aarde beoefen. Die wat sê ek het die badge, ek's 'n Christen, maar nie regtig hoor nie, net wil kom kerk toe en sit en sê ek het kerk toe gekom, God sê ek gaan dit wegvat. Jy hoor nie. En dis 'n moeilike woord vir ons om te hoor. As die woord nie versag of red of genees en vrug dra nie, dan is dit waarskynlik besig om te verhard en blind te maak. Hoekom? Wel, hier is die rede. In die tweede deel van vers 18 sê dit vol, whoever has, to him more shall be given, and whoever does not have, even what he thinks he has, shall be taken away from him. Okay, wat beteken dit? Dis 'n moeilike ding om te verstaan en te hoor, maar ons moet hierna kyk. Daar's 'n positiewe kant en daar's 'n negatiewe kant. Okay, so aan die positiewe kant, die hoop en die goeie waarheid in die evangelie lê hier, whoever has, to him more shall be given. Met ander woorde, as ons hoor met die geestelike oor van die hart, dan is ons oor soos die vierde grond wat beskryf was. In vers 15 sê dit, the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart, and hold it fast and bear fruit with perseverance. So whoever has, to him more will be given. Met ander woorde, wat jy alreeds het, as jy luister, is 'n eerlike, opregte en vrugbare hart. Dis wat jy het as jy hoor met geestelike ore. As jou hart oop is om te ontvang, met 'n eerbare hart en 'n vrugbare hart, en die resultaat, wat sal vir jou gegee word? He who has, dis wat jy het, to you will be given fruit. Jy sal vrug dra. More shall be given to you. As jy hoor, en selfs al kom jy met 'n gebroke hart, selfs al het nie alles bymekaar nie, maar jy kom om die woord van God te hoor, beloof ek jou, God sal maak dat jy daai woord hoor en jy sal vrug dra, dit sal 'n effek hê op jou lewe. Nou die negatiewe, whoever does not have, even what he thinks he has, shall be taken away from him. Hierdie verwys na al 3 ander tipe gronde wat misluk om te luister en hoor met geestelike ore. Met al 3 van hierdie grondtipes is daar die hoor van die woord, maar in elke geval word dit wat hulle dink hulle het weggevat. Vers 12, met die eerste grond, op die pad. Hierdie mense dink hulle die woord, maar die duiwel verwyder dit nog voor enigiets kan gebeur. In vers 13, die tweede een, met die rotse, die mense dink hulle die woord, hulle kry joy, hulle dink hulle het waar geloof, maar as 'n een moeilike ding kom, dan word dit weggevat. Daar's geen wortel en daar's geen diepte nie. En hierdie gebeur gewoonlik wanneer daar iewers in jou lewe hierdie heavy emotional high was, en iets amazing gebeur, maar daar was geen diepte daar gewees nie, dan dink jy iets het gebeur, maar dan kom maar iets moeiliks en dan is dit verby. En dan laastens in vers 14 kry ons die derde tipe grond. Hulle dink hulle die woord van God, maar wanneer die worries en die aantreklike plesier van die wêreld kom, word dit wat hulle gedink het hulle het, weggevat en hulle sal nie vrug dra nie. Ek het vir 2 jaar lank 'n vriend disipel, week in en week uit vir hom gepreek en oor vir hom die woord gegee. Tot op die dag wat hy vir my gesê het, Ruben, ek kies Jesus. Hy het ons Bybelstudie eintlik laat begin vir die studente wat hy is. Hy het ons aand en spreke Sondae op Zoom bygewoon en vir 3 maande lank was hy so committed. En toe kom 'n ongelowige meisie. En die plesier van die wêreld het net te aantreklik geraak. En hy moes kies tussen God en hierdie meisie. En hy het haar gekies. En hy het uit my lewe verdwyn en ek kon nog nooit weer by hom uitkom nie. Hierdie is die realiteit. Dit gebeur. Dit wat hy gedink het, hy het gehad, is weggevat en versmoor deur die dorings. 3 keer waar dit waar word dit waar dat whoever does not have, even what he thinks he has, shall be taken away from him. En 1 keer word die teenoorgestelde plaasgevind.
Whoever has, to him more shall be given. Hoor my vanoggend, aandiens, elkeen wat hier sit, hoor my vanoggend. Die duiwel loved it. Hy loved it. As ons, alles wat ons hoor en weet, tussen ons oorhou. Hy hou daarvan, as jy weet van Jesus. En alles hoor oor hom, en elke Sondag jy sit, maar bly so. Want dan kan hy dit so wegvat wanneer hy wil. Ek is baie skuldig aan hierdie. Oggend na oggend kan ek sit en ek kan die woord lees. Maar voor ek uit daai kamer uit is dit wat ek gelees het, weg. Want my hart het nie gekom met verwagting nie, my hart was nie eerbaar en vrugbaar nie. Ek wou dit doen om dit gedoen te kry, sodat ek kan aangaan met my dag. En dit wat ek gedink het ek het daar gekry, is weggevat. Ek het niks gekry nie. Maar ek dink dieselfde gebeur van ons wat hier kom sit op 'n Sondag aand. Wat sê, ag, ek moet nou 'n Sondag aand hier aankom en ons sit hier so en ons dink ek het gekom en ek het gehoor, ja, ek het die woord van God gehoor en ek het ietsie gekry, maar dit sak nie in nie. My hart was nie vrugbaar nie. En ek loop hier uit en voor ek by daai uit is, het ek alles vergeet wat gepreek was. En God, wat weg van jou wat jy gedink het jy het. Dis baie belangrik dat ons moet hoor met die ore van ons hart, want dit is wanneer ware verandering plaasvind. Dit is wanneer ons vrug dra. En dit is hoekom julle ons nie moet weet van Jesus nie. Dis nie kom met help vir ons om alles te weet en oral te wees nie. Ons moet Jesus ken. Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n verskil om Jesus te ken of te hoor van hom en te weet van hom en om 'n ware, lewendige verhouding te hê met hom, 'n belewenisverhouding. Daar moet iets reël wees wanneer jy praat met hom en bid met hom en Bybelstudie. Daar moet iets gebeur in jou hart wat jou opgewonde maak en vreugde gee. Wanneer jy sit en hier uitstap, moet jy nie kan wag om by die huis te kom en weer te gaan kyk wat gepreek is en vir iemand te vertel nie. Jy raak opgewonde. Of jy gaan kniel en jy sê, jammer Here, ek is sondig, en jy vernuwe daai verhouding. Daar is iets reëls wat plaasvind wanneer ons Jesus ken. Dis 'n belewenisverhouding. Dis nie net 'n weet van hom daar ver bo nie. En dis hoekom ons wil hoor wat gepreek word. En ons wil hoor met ons hart, nie met ons kop nie. Ek gaan probeer om dit wat ek gesê het om te sit in 'n illustrasie en ek weet nie of dit gaan werk nie, ek gaan my bes probeer, maar imagine jy's op 'n lughawe, okay? En hier word afgekondig 'n vlug waarop jy kan klim, okay? 'n Belangrike vlug. Kom ons sê die vlug is die verhouding met Jesus. Jy hoor dit. Jy hoor iets gepreek word. En in feite jy kry selfs 'n kaartjie wat sê ek's Christen of ek kies om Christen te wees. Jy het die kaartjie. Nou gaan jy en jy gaan staan in die ry om op die vlug te klim. Om die ware Christenpad te stap. Ons weet die kaartjie beteken niks as jy nie op die vliegtuig klim nie. Okay, so nou staan jy en jy wag in 'n ry om op die vlug te klim. Maar om deur te kom moet jy deur 'n draaikolk gaan, okay? So in Engels is dit 'n turnstile. Dis daai ding met die 3 arms, jy weet wat soos net een persoon op 'n slag laat deurgaan. Beskryf by gym ook, jy weet, tag en dan moet jy soos wag en dan deur daai ding, okay? Dit laat een op 'n slag deurgaan, okay? So imagine dit, dis hoe jy deurkom. En hoekom? Want die pad is nou wat lei tot lewe. Okay, so jy moet deur gaan en nou staan jy daar en jy wag. Min van ons kom deur dit want die Christenpad is nie altyd maklik nie. En voor ons uitkom, sien die tyd van wat jy die kaartjie gekry het en die aankondiging gehoor het tot jy deur daai draaikolk gaan, tot daar iets gebeur en daar iets reël gebeur dat jy op die vlug kom in daai tyd. Dis die tyd van wanneer die woord gehoor word en voor dit vrugdra weggevat word. In daai tyd, wat gebeur? Ons staan daar en dan candy shop. Chokkie, sweetie daar, magazinewinkel, gaan daar in, klere, al die Afrika stuffies, jy gaan daar in, of aantreklike mens, hulle gaan op daai vlug, daai lyk great, kyk hoe vinnig gaan hulle deur die ry, gaan so toe. Of ek's net ongeduldig, en ek kan nie wag nie, iets moet gebeur, en daai mense gaan op 'n vlug, ek gaan so toe, hierdie raak net moeilik. En voor ons weer sien, die plesier van die wêreld, en die aantreklike dinge, of die worries, of iets, het ons aandag weggevat. Maar dis moeilik, die persoon klaar of, en ons gaan dit weg. En so ons dink ons het gehoor, ons dink ons het die kaartjie, en ons dink ons gaan op die vlug klim, maar voor ons op die vlug gaan klim, word die kaartjie weggevat, want ons het nie gehoor nie, ons het gehoor oor die vlug, maar ons het nie gehoor nie, ons het nie op hom geklim nie. Dis ons gedink het ons het, word weggevat, en hierdie gebeur, dag na dag, en Sondag na Sondag. Julle ons op vlug klim, van ons verhouding het met Jesus.
En nie wil dit wat ons hoor net so weggevat word deur iets wat my aandag aftrek nie. En natuurlik kan ons sê, maar jy maak asof al die werk vir jou om 'n verhouding met Jesus van jou afhang, en dis nie waar nie. Daar is 'n ongelooflike krag van die Heilige Gees wat jou hart sag maak om die woord te hoor, en wat enige persoon se hart kan sag maak om die woord te hoor, en wat in feite jou van dood na lewe gebring het, sodat jy verhouding met Jesus kan hê. En sonder om in die fyn detail in te gaan, wil ek vir jou vanaand sê dat ja, daar is waar, maar daar is verseker 'n keuse van jou kant af of jy die woord wil hoor of nie. Jy kan kom met 'n verwagting of jy kan kom om die boksie te tik. Daar is 'n keuse van ons kant af om God se woord te hoor, en ek wil hê ons moet dit kies. Christendom is nie die kaartjie wat sê ek weet wie Jesus is nie. Dis die vlug wat sê ek ken hom. Ek het 'n verhouding met hom. My lewe dra vrug want ek hoor. So vers 18 maak jy gevolgtrekking. Take care how you listen. Dis die hoofpunt vanoggend. Prediking is een ding en is belangrik, maar om te hoor is net so belangrik. Dis crucial. So ek vra julle vanoggend, het jy ore? Het jy 'n nuwe hart? Daar is 'n hoor wat skaars begin en ons het weggevat, en ons hoor wat iets gebeur en dan kom die worries van die lewe, die plesier van die lewe, en ons word weggevat van die vrug wat gedra kan word. Maar ons hoor dat wanneer dit ingaan en deurgaan na ons hart en dit begin vrug dra, dat die duiwel sal vernietig en ons 'n ware, egte, lewendige verhouding met Jesus sal hê tot in ewigheid, en dis wat ons wil hê en dis wat ons begeer. Dis hoe ons wil hoor. En so ek beweeg na my tweede deel. Hoe doen ons hierdie, Ruben? Hoe hoor ons rarig met hartsore? En ek het 9 dinge. Ek het 9 maniere hoe ek glo prakties het ons kan help, en hierdie is nie noodwendig die beste 9 nie, daar kan baie meer wees, dit kan minder wees, maar ek glo is 9 praktiese idees om ons uit te help, om regtig, wanneer ons hier op 'n Sondag kom, en selfs voor en na dit, ons regtig kan hoor wat hier gepreek word op 'n Sondag, want julle, ons gaan nog baie Sondae-aande hier wees, en ek wil hê dat die woord wat gepreek word hier sal vrug dra in julle lewens. Dis my gebed en my wens vir julle. So hier's 9 maniere, en ek hoop julle gaan dit neerskryf, dalk op 'n notepad op jou foon, en teruggaan en reflekteer op hierdie. En teruggaan en gaan dink, luister, hoe kan ek hierdie in my lewe inbring en deel maak van my rotine? Want julle hoor my vanaand, en ek sê hierdie met alle eerlikheid, hoor my, jy wat hier sit, moet meer voorbereid kom as die prediker. Jy wat hier sit, moet meer voorbereid kom as die prediker vir die woord om vrug te dra. Daar's meer as 20 van julle hier wat sit, en 1 wat hier staan. Wat se kant dink jy gaan meer vrug dra? Ek wat daarop voorberei of julle? So kom ons gaan deur. Die eerste een, en julle kan saam my volg, julle kan dit neerskryf, en dalk as jy 'n fotogeniese brein het, kan jy dit onthou. So nommer 1, bid dat God vir jou die goeie en eerbare hart sal gee, van vers 15. Okay? Bid dat God vir jou die goeie en eerbare hart sal gee, van vers 15. Ons ore van ons hart moet oopgaan, maar ons weet dat ons hart is van nature sondig en vuil en sleg, so ons moet bid vir 'n nuwe hart. Wanneer jy bid en vra vir 'n nuwe hart, sê God in Jesegiel 36:26, I will give you a new heart. Hy beloof dit. En in Jeremia 24:7 sê hy, I will give them a heart to know me, om my werklik te ken. En so ja, God help jy met hierdie, so ons bid en vra vir dit. So bid vanaand nog, Abba, Vader, gee my 'n hart vir jou. Gee my 'n hart om jou te ken, sodat wanneer die woord gepreek word, of dit nou is hier of in my Bybelstudie of op 'n Woensdag of 'n Dinsdag aand, wil ek dit hoor sodat ek jou kan ken. Bid hierdie die Sondagoggend as jy opstaan. En bid dit die Sondagmiddag voor jy hiernatoe kom. 5 minute voor jy in die kar klim op pad aan toe, bid. Vader, gee my vanaand 'n hart vir jou. En as jy altyd laat is, bid dit in die kar. Sit die radio af en bid en vra, gee my hart om vanaand jou te kan hoor. Dis die eerste een. Die tweede een, mediteer op die woord van God. Mediteer op die woord van God. Lees klein porsies van jou Bybel om jou hart warm te maak. As die
aanddiens en die diens hierso, die musiek en die bid en die preek en die kuier half die hoofgereg is, dan is 'n klein stukkie Bybel voor jy kom 'n voorgereg, 'n voorsmaakie. Iets om jou lus te maak vir die aand en die woord van God wat gepreek word. En hierdie is belangrik, julle. Jy moet jouself lus maak om die woord van God te kom ontvang. As jou palet die heel naweek net YouTube en Netflix en social media geproe het, gaan die woord vir jou bitter en sleg proe. Dit gaan nie lekker wees nie. So kies om, al is dit net die Sondag, daai weg te sit. En sê, weet jy wat, ek gaan iets lees wat eerbaar en goed is en my palet gaan lus maak vir iets meer, die woord van God. Die derde is bietjie minder verwant aan die res, maar dit is woon die Ligpunt oggenddiens by. Ek wil julle aanraai, woon die Ligpunt oggenddiens by. Vir jare was dit doodnormaal dat mense die oggend en die aand se kerk toe gaan. Dit was 'n normale ding en dit het 'n nuwe tipe ding geraak dat ons half net een diens bywoon. En ek sê nie dis sleg nie. Ek meen een is definitief beter as niks, maar dit moet eintlik vir ons 'n ongelooflike voorreg wees om 2 keer op een dag die woord van God gepreek te kan hoor. Waar iemand sy hele week so beplan, laat hy voorberei om 40 minute lank vir jou die woord oop te breek. Dit is 'n voorreg om dit te kan hoor. So kan ons nie iewers deur ons week bietjie tyd opmaak om dalk die oggenddiens ook by te woon nie, waar ons deel het aan die groter Ligpunt familie, ouer en babetjies en iets mooi kan sien van die liggaam van Christus. En actually nog 'n kans te hê om te hoor van God se woord. Ek meen, hoe meer jy hoor, hoe groot waarskynlikheid is dat daar iets gaan gebeur. Hoe meer saad ek saai, hoe meer dink ek gaan ook dalk groei. So woon die oggenddiens by, dit is 9:00 elke Sondagoggend. Net hierso. Maar as jy nog sukkel om by aanddiens uit te kom, asseblief, begin om te commit om hier uit te kom. Maar as ons kan, kom ons doen dit. En woon die oggenddiens by. Die 4de punt is, was skoon jou gedagtes. Was skoon jou gedagtes deur weg te draai van die wêreld se entertainment en plesier. Ek hou nie van hierdie punt nie, want ek sukkel met hom, maar gaan deur hom kom. Jakobus 1:21 sê, put aside all filthiness and all that remains of wickedness, and in humility receive the word implanted, which is able to save your souls. Hoe ontvang ek die implanted woord? Met ander woorde, die woord is in my, dit moet vrug dra. Hoe ontvang ek dit? By putting aside all filthiness and wickedness, want hierdie maak die woord van God unreceivable. Dit verbaas my, en ek is skuldig hier, so ek is ook verbaas daardeur. Maar dit verbaas my hoe ons presies dieselfde leë, stupid, vulgêre, afsittende series kan kyk wat die wêreld kyk. En aanhou om dieselfde vuil jokes oor en oor te sien en die kultuur in te neem wat nie die Christen kultuur is nie. Want dit, of jy wil weet of nie, vorm jou. Subconsciously vorm dit jou. Jy begin so dink. En jy begin so uitkyk na die wêreld. Hoekom doen ons dit? Dan wonder ons, hoekom is my geestelike lewe so leeg? Hoekom sukkel ek om by Bybels uitkom en te fokus op dit? Is net makliker om YouTube te kyk of Netflix te kyk. En ons sukkel om op 'n Sondag aand te fokus en deur te kom deur 'n halfuur om God se woord te hoor wat ewige implikasies het vir ons lewens. Ek is skuldig, Jan, ek erken dit, maar julle, as ons wil hoor wat God vir ons sê, soos dit bedoel is om te hoor, vra ek jou, sit dit weg net vir die Sondag dalk? Probeer jy of net kant toe skuif en jou laptop net kant skuif en gebruik die Sondag om vir God te gee. Ek sê nie ons moet nooit iets geniet nie, maar is hierdie tipe dinge wat maak dat ons nie 'n lewendige verhouding met God kan hê nie en afgestomp raak teenoor hom. Sit dit weg en kyk wat 'n verskil maak dit vir jou om actually te begin honger na God se woord. Want hierdie is ewig en dit maak vol. Die 5de een. Party gaan baie van hierdie hou. Slaap goed op 'n Saterdag aand. Of wat 'n Sondagmiddag slaapie. As jy kan, Saterdag aand, slaap 8 ure en wees uitgerus as jy moontlik die oggenddiens kom bywoon. Dat jy vars is en reg is om te fokus en nie moeg is en net dink aan goed wat jy nie moet dink nie of aan die slaapraak in die preek nie. En selfs as jy aandiens kom en jy weet jy het
nie goeie slaap nie, vat die middag 0:30. Vat die middag 0:30 en nap. Ek dink nie dis onproduktief om te rus op 'n Sondagmiddag sodat jy uitgerus is en kan fokus om God se woord te hoor op 'n Sondag aand nie. Om te kan hoor, moet ons uitgerus wees. Die 16, kom in 'n gees van teachability. Kom in 'n gees van teachability, met ander woorde, jy is gereed om te leer en te ontvang. Moenie met die idee kom dat jy nie vanaand iets kan hoor uit God se woord nie. Moenie kom met die idee dat gelykenis van die saaier, ek het dit oor en oor en oor gelees as kind. Ek het dit al daag oor en daag gehoor. Ek ken hierdie gelykenis. Moenie vir my sê wat ek klaar weet nie. Nee. Kom met 'n hart en 'n nederigheid van teachability dat jy reg is om te hoor en dat God vanaand vir jou iets kan sê in sy woord. Ek sit party Sondae hier en ek herken dit en as Johan preek sit ek daar en ek sê nee, hierdie kan nie, nee, en ek sit heel preek en ek probeer om kruis sodat ek maandagoggend vir hom kan sê, hierdie was nie so lekker nie, en ek is so arrogant om te dink dat ek nie die aand kan hoor wat God vir my wil sê nie. Nie maar ken hierdie teks, ek het dit al gehoor, moenie soos ek wees nie. Kom ons kom met 'n nederigheid van teachability waar ons reg is om God se woord te hoor en te weet dat God wil vanaand praat met my. 3 oor, ons is klaar. 17, maak notas as jy luister of gaan lees die teks weer voor jy slaap. Ek dink nie is soveel moeite om te vra om 'n noteboekie te bring of selfs dalk as jy regtig wil jou gebruik as notepad om notas te maak soos iemand hier staan en preek nie. Ek dink nie dis te veel gevra om te sit en die hoofgedagtes of dinge wat jou hart prikkel en raak en soos die Gees werk deur die persoon wat preek en hierdie woord iets neer te skryf wat jy weet vir iets gaan beteken later nie. Want ek dink die gevolge daarvan is goud. Dink net hoe amazing moet dit wees om terug te kom by die aand en te gaan sit by die Here voor die slaap en sê ek het hierdie gekry, het God se woord vanaand en hier is wat dit vir my lewe beteken en hierdie is hoe ek dit gaan vat in die week en dalk in die week ontmoet jy iemand en hy sukkel met hierdie en hy worstel met iets en jy kan sê man, ek het iets Sondag gehoor wat presies daai aanspreek, hoor hierso notaboekie, ek het dit. Dis wat die persoon gesê het, dis wat God se woord gesê het, ek kan jou bemoedig. Om notas te kan maak kan amazing gevolge hê. Jy kan teruggaan en oor teruggaan of net op 'n aand lees en sê, wow, hierdie is wat die woord van God op 'n Sondag aand gesê het en dit beteken nou vir my iets. En as jy sukkel, ek weet party van ons sukkel om te skryf en te luister op dieselfde tyd. Ek verstaan dit, ek is een van hulle, maar ek dink dan, vra ek jou, as jy by die huis kom op 'n Sondag aand, vat die teks wat gelees was en gaan weer deur dit. Lees dit net een keer deur. Ek praat van 10 minute voor jy gaan slaap, of 10 minute as jy by die huis kom. Lees weer die teks. En onthou wat die prediker gesê het en hoe hy die woord van God vir jou gegee het deur die Gees wat saam met dit werk. En gaan probeer om dit vas te sement in jou hart sodat daar bly en kan vrug dra in die week, sodat jy weer kan teruggaan later in die week sê ek onthou hierdie teks. Dit was so mooi. Dit het iets gedoen vir my. Mediteer op dit en moet dit net nie los nie. Dis hoe jy kan seker maak dat jy hoor wat gepreek word. Die 8ste een is as die aand begin, as jy hier inkom en gaan sit, dink en fokus op wat gesing word, gesê word, gebid word, gepreek word. Johan en Sinead sit elke week en hulle stel 'n liturgie saam van begin tot einde van die diens, sodat van die eerste lied en gebed tot aan die laaste gebed daar 'n vloei is van 'n manier hoe ons die evangelie vir julle op 'n spesifieke manier wil oordra en hoe die Gees kan werk om dit te laat vrug dra in julle harte. En ek wil hê julle moet aandagtig wees en gefokus wees op dit. Lees die woorde soos jy sing, neem dit in, moenie net sing om te sing nie, maar mediteer op dit en begin werklik God se naam te prys wanneer jy sing. Maak jouself reg en fokus. Die laaste een. Begeer die woord van God meer as enige iets terwyl jy sit. Begeer die woord van God meer as enige iets. Soos jy stil sit en bid en mediteer op die teks, op die sang, op die gebede, herinner jouself in Psalm 19 vers 10 tot 11. Die tweede lied wat ek dink ons gesing het hierdie woorde so mooi uitgebring en is vir my amazing, maar liturgie. Psalm 19 sê, more to be desired are they, die woord van God, than gold, even much fine gold.
Sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, in keeping them, deur vrug te dra, there is great reward. So omdat die woord van God beter is as enige rykdom en soeter is as honing, take heed how you hear. Begeer dit meer as enigiets anders terwyl jy sit. Vergeet van die ding daar buite. Begeer die woord, want dit het ongelooflike implikasies vir jou lewe. Spreuke 2 vers 3 tot 5 sê, if you cry out for insight and raise your voice for understanding, if you seek it like silver and search for it as for hidden treasures, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Die doel van enige mens op aarde is om God te ken en om bekend te maak. Hierdie is 9 maniere hoe ons onsself kan instel om wanneer die woord gepreek word, regtig te luister met geestelike ore, met hartsore. En die doel van dit, die doel van al hierdie, die doel met in te neem sodat deur ons hart is, sodat ons by God self uitkom. Ons wil hom hê. Want ons niks beter nie, niks. Ons wil verhouding met Jesus Christus hê wat ons verlos het aan die kruis. Dis hoekom ons wil hoor wat hy vir ons wil sê. Ons wil lewe in hom en met hom. Hierdie is 'n gelykenis wat Jesus ons vertel het, om te hoor, want hy wil hê ons moet hom hoor. Hy wil hê ons moet hoor wat hy vir jou en vir my wil sê, want dis hoe hy die verhouding aan die gang hou, is hy praat, en jy hoor, en jy reageer, en daar's 'n lewendige verhouding wat dan plaasvind. Mag ons as aandiens en elke persoon hier vanaand disippels wees, vir die woord van God hoor, wanneer dit gepreek word, sodat ons kan vrug dra. Kom ek bid vir ons. Aba Vader, ons het die woord gehoor vanaand, maar ek vra nou dat ons dit regtig sal hoor. Ek vra dat die Gees ons sal help, dat dit sal deurgaan in ons hart, sodat dit effek sal hê in ons week, en elke Sondag wat ons nou weer sal kom, ons gereed sal wees om die woord te hoor, want dit het ongelooflike implikasies vir ons lewens. Dit het ewigheidswaarde. Here, ons kan dit nie noodwendig op ons eie doen nie, en ons het die hulp nodig, so ons bid, kom en help. Here, ons vra dit, die woord sal vrug dra hierdie week, sodat U verheerlik sal word daardeur. In Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.